Goeiedag geliefdes, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is klaar met ons vorige reeks en ons begin met 'n nuwe reeks. So ons gaan hierdie keer so 'n bietjie uit die psalms uitkyk, so 'n paar psalms hanteer, want psalms gee vir ons altyd lekker hoop, dit bemoedig ons of dit help ons in moeilike omstandighede. So daar's baie kosbarehede wat in die psalms opgeneem is. En vandag gaan ons kyk na Psalm 103. Ook 'n baie bekende ene. En voordat ons verder gaan, kom ons sit so en dan sluit ons die oë. Vader, baie dankie vir alles wat U doen. Dankie vir hierdie dag, waarin ons uit die woord uit kan lees, waarin ons U beter kan leer ken. Dankie vir die psalms wat opgeteken is en dat U op daardie wyse ook deur mense gewerk het. En dat ons dit vandag kan kry en kan hê, om ook ons te help, om ons te bemoedig, sodat ons daaruit kan krag vind, om ook te kan lewe. Baie dankie vir Psalm 103, en ons bid dat U ook vandag, deur die Heilige Gees, hierdie psalm aan ons sal openbaar. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou Psalm 103, 'n baie mooi psalm, is 'n lofpsalm. So dit is 'n psalm van Dawid, en hy wil eintlik net lof aan die Here bring. So as ek vandag sommer vir jou kan vra, voordat ons na hierdie psalm kyk, hoe voel jy in jou hart vandag? Voel jy ook om lof en eer aan die Here te bring? En as jy so voel, waarom wil jy lof en eer aan die Here bring? Vir wat in jou lewe? Miskien voel jy vandag so 'n bietjie af. Daar's dalk moeilike omstandighede waarmee jy worstel en jy voel nie om lof en eer aan die Here te bring nie. Of jy weet nie, waarvoor moet ek die Here loof en eer nie? Nou Psalm 103 gaan jou begelei deur 'n paar goed om vir jou te wys. Weet jy wat, jy kan hiervoor, daarvoor, vir dit en dat, kan ons die Here loof en prys. En ons gaan bietjie sien hoe goed die Here is, hoe goed hy vir jou is, en die wyse waarop hy vir jou sorg en voorsien. En dit is wat Psalm 103 so kosbaar maak. Ietsie wat ons kan saamvat, ietsie wat ons in ons lewensreistas kan plaas vir die pad vorentoe. En mag jy werklik waarde vind uit hierdie psalm. Mag hy so kosbaar wees dat jy hom altyd in jou hart sal bewaar. Nou die teks gaan op jou skerm verskyn en ons gaan maar weer eens soos ouer gewoonte werk ons maar stelselmatig vers vir vers deur. Ons kyk wat die Here vir ons sê en na afloop daarvan is daar ook 'n paar vrae waarna jy kan kyk vir verdere bepeinsing oor die gedeelte ook. Maar kom ons lees saam Psalm 103. Die opskrif van die psalm is onverganklik is die liefde van die Here. Jy weet wat hy vir jou sê, onthou nou net, wanneer ons oor hierdie psalm gaan praat, dis hoe lief die Here vir jou het, dat dit net nooit sal ophou nie, van generasie tot generasie is daar die liefde daar. En dit is vir jou dieselfde. Sy liefde vir jou sal nooit ophou nie. En dit laat ons dink aan dit wat Romeine 8 sê, ook sê aan die einde van Romeine 8, wanneer hy sê, niks sal ons van die liefde van Christus kan skei nie. Niks in hierdie wêreld, niks in die toekoms gaan ons daarvan kan skei nie. So ietsie waarin ons kan vashou, en daarvoor kan ek en jy ook die Here dank. Ons 'n psalm van Dawid. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. So hy kom hier en hy sê, met my hele wese, met my hele menswees, met alles wat in my is, my totale menswees, wil ek sy heilige naam loof. So nou weet ons die naam, as hy hier praat van naam, in die Ou Testament sal ons miskien dan nou praat van, jy weet, Jahwe, en ons sien dit baie wat dit herhaal word, Jahwe Elohim. So dit wil sê, wanneer hy sê Elohim, dan is dit hierdie almagtige God. Wanneer hy praat van Jahwe, dan sê die verbondsgod. Dis die God wat naby jou kom en 'n ooreenkoms met jou sluit, wat vir jou sê, ek wil eintlik soos 'n vader wees. En hy sê, ek wil hierdie Jahwe Elohim, ek wil die Here God se naam groot maak, met alles wat in my is. En dit laat ons so dink aan, en dit wat Filippense 2 vir ons sê, as ek dit vir ons kan lees, Filippense 2 daarvan vers 9 af, wanneer daar geskryf staan,
Daarom het God hom, dis nou vir Christus, tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde, so dit wil sê almal, die knie sou buig, sou erken dat hy die Here is, né? En elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. So, daardie naamsverering is baie belangrik. Dit wat sê, wat Paulus skryf in Filippense 2, en dit wat Dawid lank jare van tevore geskryf het, met alles in my wil ek die naam van die Here loof. En hy moedig my en jou aan om dieselfde te doen. Vers 2, ek wil die Here loof, en hy sê, en in hierdie lofprysingsproses wil ek nie een van sy weldade, sy goedheid wat hy aan my bewys het, wil ek nie een daarvan vergeet nie. Here, help my om al daardie goed te onthou, dat ek nie alles as vanselfsprekend sal aanvaar nie. Dan begin hy en hy noem 'n paar goed, en hy sê in vers 3, dis hy wat al my sonde vergewe, né? En hy brei daarop uit, verder aan van vers 8 tot vers 12, brei hy verder daaroor uit. Hy sê, dis hy wat my sonde vergewe, wat my skoon was, wat my weer anders te laat leef, dis hy wat al my siekte genees, né? Dis hy wat my, as hy sê, dis hy wat my siekte genees, dis hy wat my fisies genees, dis hy wat my geestelik genees, wat my weer kom herstel ook. Die Ou Testament praat van die spesifieke naam van God is Jahwe Rapa. So hy kom genees my fisies, hy kom genees my geestelik. Hy bou my op, hy vat my, hy beskerm my. Hy sê ook in vers 4, dis hy wat my red van die graf, né? Uit die diep donker put, is hy die ene wat my red. Want hy wat skryf Dawid in Psalm 23, wat hy sê, maar u sal saam met my deur daardie dal van doodskare, daardie donker dieptes, u sal saam met my daardeur gaan, né? So dis die Here wat jou red uit die graf uit daardie donker put uit. Ons sou seker ook kon sê, as ons Nuwe Testamenties vanuit ons huidige oogpunt daarna kon kyk, dan is dit hy wat ons red van die ewige dood, omdat ons in Jesus Christus glo. Hy is die ene wat ons red van daardie tweede dood. Hy is die ene dat as ek my laaste asem hier op aarde uitblaas, dat ek verseker weet, ek leef voort, né? Dat die dood nie die oorhand oor my het nie, maar dat daar lewe na die dood is. So, dis hy wat my red daarvan, dis die Vader, en daarvoor kan ek hom loof en prys, tot in alle ewigheid. En hy sê, ek wil hom loof en prys met alles wat in my is, omdat hy my met liefde en ontferming kroon. So, hy gee dit vir my, hy laat dit deel word van my lewe, sy liefde, sy ontferming, sy omgees, alles deel van my lewe. En hy sê voorts in vers 5 is dan ook hy wat my die goeie in die oorvloed, hoor wat sê hy, die goeie in die oorvloed laat geniet. Ja, meer as genoeg goedheid en guns, wat hy oor jou wil stort. Nee, en hieraan dink ek byvoorbeeld aan sy genade wat hy uitgestort het, nee, oor elkeen van ons. En hy sê, en hy is die ene wat my die jeugdige krag van 'n arend skenk, wat my net weer daai lewenskrag en lewensenergie gee, sodat ek kan opstaan, sodat die wêreld met al sy aanslae my nie laat plat slaan, dat ek verslaane voel nie. Hy sê nee, as ek na al hierdie goed kyk, is daar baie om die Here te loof en prys, want hy vergewe my sonde, hy genees my siekte, hy red my van die graf, hy as ontferming oor my, hy oorlaai my met liefde, hy kroon my daarmee, nee, hy gee dit vir my, die goeie en die oorvloed, die jeugdige krag van 'n arend. So net al reeds in hierdie eerste 5 verse, is daar geweldig baie om oor na te dink, oor wie en wat die Here is. En dan gaan hy in vers 6 en hy sê, die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. So die Here is daar vir die mense wat verdruk word. Hy kyk uit vir sy mense, sê hy eintlik hier. Hy sê aan Moses het hy bekend gemaak, aan Israel, wat hy van plan was om te doen.
Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Nou as jy Eksodus 34 vers 6 gaan kyk, dan as die Here homself bekendstel, dan sê hy dieselfde, kom ek lees dit vir jou, terwyl hy by Moses verbygaan, die Here by Moses verbygaan, roep die Here uit, en hoor wat sê die Here, oor homself. Hy sê, ek, die Here, Jahwe, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. So wanneer 'n mens vir God sou vra, wie is u, dan sou hy dit sê, want hy het dit vir Moses gesê. Hy sê vir Moses wie hy is, hier in Eksodus 34 vers 6. Dis die Here wat ek in jou aanbid, en dis Dawid wat ons kom motiveer en sê, hierdie Here, jy moet hom loof en prys, want hy is die ene wat barmhartig is, hy is genadig, hy is lankmoedig, vol liefde en trou, sê hy. Vers 9. En hier kom ons, sluit ons weer aan by dit wat hy gesê het in vers 3. Hy sal my sondes vergewe. Hy sal al my sondes vergewe. Nie net seker is nie, maar hy sal al my sondes vergewe. En later gaan ons weer kom by 'n psalm soos Psalm 51, wanneer dit juist gaan oor hierdie vergifnisproses. En om regtig, hoe kom ek na die Here toe, wanneer daar sonde in my lewe is, om berou te toon, en die Here se vergifnis, en die effek van die Here se vergifnis, maar daaroor so 'n bietjie later. Maar hy sê, dit wat hy in vers 3 begin het, brei nou 'n bietjie uit oor die vergifnis van sondes, al jou sondes. En omdat hy al my sondes vergewe, moet ek hom loof en prys daarvoor. Hy sê vir ons, goed, hy sal ons sondes nie bly toereken nie, nee, hy vergewe dit. Hy sal nie vir ewig toornig of kwaad bly nie. Hy handel nie met ons volgens ons sondes nie. Dit is die mooi daarvan. Hy vergewe dit en hy hou dit nie teen jou nie. Hoor mooi, die Here hou nie jou oortredinge teen jou nie. Want in Christus is dit vergewe. Jy is vrygespreek. So wanneer God dan weer met jou handel, dan het hy as dit ware mos nou daarvan vergeet. Dis nie soos ek en jy wat partykeer onthou wat iemand anders aan ons gedoen het, en dan hou ons dit maar so 'n bietjie teen daai persoon nie, of ons hou daai persoon so op 'n afstand, en wil eintlik niks meer met daai mense te doen nie. Nee, hy sê, dis nie hoe dit by die Here werk nie. Hoor mooi wat hy vir jou sê. Ek en jy het al baie foute gemaak. Maar hy sê die Here hou nie jou foute teen jou nie. As hy dit vergewe het, dan sê hy, hy vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so ver as die afstand tussen die hemel en die aarde, sê vers 11, so groot is die liefde vir die wat hom dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, oneindig. So ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Hy sê, die Here verwyder die oortredinge. Hy dink nie meer daaraan nie. Hy handel nie meer met ons volgens ons sondes en ons oortredings nie. Is dit nie alreeds genoeg om die Here vir ewig te loof en prys nie? Maak nie saak wat jy gedoen het in jou verlede nie. Hoor dit vandag? Hy handel nie met jou nie. Hy hou dit nie in gedagte wanneer hy met jou werk nie. Want hy het dit so ver verwyder soos die ooste van die weste. En hy sê, my kind, kom ons begin nie. Kom ons begin oor, kom ons gaan aan, ons sit daai goed agter ons. En dis die wonder van die Here. Nou vers 13, soos die Vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here oor die wat hom dien. As ek die Here dien, menende as ek in 'n verhouding met hom is, dan ontferm hy hom oor my. Hy wil vir my sorg, want vanuit die verbondsgedagte, die ooreenkoms wat hy alreeds met Abraham gesluit het, en wat hy sê, dis vir Abraham en al sy geslagte, dan sê hy vir ons, maar ek sal altyd my oor jou ontferm, ek sal altyd soos 'n pa wees, soos 'n vader wees, en vir jou sorg en jou beskerm. Goed, en dan gaan hy in vers 14, hy sê, hy weet waarvan ons gemaak is, né? Soos of die Here met ons handel, en hy sê, weet jy wat, ek ken jou eintlik, en hy praat van vers 14 tot vers 16, praat hy oor ons mens wees. En hy sê, ek weet waarvan jy gemaak is. Hy hou dit in gedagte wanneer hy met jou werk, dat jy maar eintlik stof is, dat jy Adama is, dat jy eintlik hierdie boogrondjies is, né? Die mens, sy lewensduur is soos die van gras,
soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg. Sy plek is altyd leeg. So dis die verganklikheid van die mens, dis die tydelikheid van die mens, en hy sê, die Here hou dit ook in gedagte wanneer hy met jou werk, wanneer hy met jou besig is. Hy sê, soos die mens verganklik is, ek en jy verganklik is. Ons is nie vir ewig hier nie. Hy sê, maar hou in gedagte dat die liefde van die Here is onverganklik. Dit sal altyd daar bly. Vir jou hele aardse lewe is die Here se liefde daar, maar as jou laaste asem uitblaas, en jy gaan na jou hemelse woonplek doen, dan is die Here se liefde ook daar. Dit hou net nooit op nie. En binne die Here se liefde is daar beskerming, daar's omgee, vir jou sorg, en daarom kan ons hom loof en prys. Hy sê vers 17, maar onverganklik is die liefde van die Here, vir nou en vir eendag, vir die wat hom dien, die wat in verhouding met hom leef, sy trou vir opeenvolgende geslagte. Dit is soos wat hy vir sy verbondsgedagte sê. Ek sluit 'n ooreenkoms met jou, vir jou en jou nageslag. Goed, vers 18, hy sê, my trou sal vir opeenvolgende geslagte daar bly, vir die wat getrou bly aan sy verbond, en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Sy heerskappy strek oor alles en almal, sê hy. Dis hoe groot die Here is. Dis wie en wat hy is. En hy sal altyd die heerser bly. En daarom sê hy in vers 20 tot 22, hoor wat sê hy, loof die Here, en begin hy deur te sê, magtige engele, loof julle, die hemelwesens, julle moet die Here loof. Julle wat die opdragte uitvoer en sy bevele gehoorsaam. So dis hierdie engele, loof die Here. Vers 21, loof die Here al die hemelwesens, wat hom dien en sy wil doen. Daai gerubs, daai serafs, wat daar in die hemel is, almal van julle, al hierdie hemelwesens, julle moet ook die Here dien. Julle wat die Here dien, moet hom ook loof. En dan in 22, sê hy, almal wat deur hom geskep is, ek en jy, skepsels, loof die Here, op al die plekke waar hy heers. En dis oor die hele wêreld, want hy sê, sy heerskappy in vers 19 strek oor alles en almal. So oralste waar hy heers. Dan sê hy net, en hy sluit af, hy sê, ek wil die Here loof. En dis 'n pragtige psalm. Dis 'n psalm wat ons oproep, dis 'n psalm wat ons motiveer om te sê, kom loof die Here. En ek wil vir jou vra om maar weer rustig deur hierdie psalm te werk. Om weer daardeur te lees en dit raak te sien. En dan net dalk te dink oor watter redes jy nog het om die Here te loof. Vir sy genade, vir sy goedheid, sy vergifnis, die feit dat die Gees in jou woon. So kan ons aangaan. Daar is duisende redes wat ons vir die Here kan dankie sê voor. En dis 'n lewe van dankbaarheid. Omdat hy ons reeds gered het uit genade, leef ons hierdie lewe van dankbaarheid, moet ons hierdie lewe van lof leef. Ons hoef nie met lang gesigte te loop nie, want ons is oorwinnaars in Christus. Ons deel in sy oorwinning, deurdat ons verbonde is aan hom, sê Kolossense 2 vers 9. So kom ons gaan leef dit. Gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna, en dan mag hierdie psalm dan regtig waar vir jou nog in diepte meer waarde hê. Kom ons sluit die oë. Vader, ons wil net in hierdie dag U loof en prys vir alles wat U doen, vir wie U is, want U is 'n almagtige God. U is die God wat ons sondes vergewe. U is die God wat ons siektes genees. U is die God wat ons red van die graf. U is die God wat ons met liefde en ontferming kroon. U is die God wat ons die goeie in oorvloed laat geniet. Ons die jeugdige krag van 'n arend skenk. Ja, Here, U weldade is groot en is van geslag tot geslag. Dankie dat U ons sondes nie bly toereken nie en nie met ons handel volgens ons sondes nie. Dankie vir U heerskappy en U koningskap in hierdie wêreld, maar ook in ons lewe. Ons loof en prys U vandag. Nie net vandag nie, maar tot in alle ewigheid. Dan bid ons U en erken ons U as die Here God. En ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Mag jy in hierdie week 'n geseënde week ervaar. Mag jy die Here gaan loof en prys
Mag jy ervaar hoe die Heilige Gees saam met jou is en jou begelei op jou lewenspad. Gaan en maak 'n verskil. En volgende week gesels ons verder vanuit 'n ander Psalm uit. Seën vir jou week.